Ons gaan die woord oopmaak by Matteus 5 vanaf vers 21 vandag. En ons tema vir vandag is oor kwaad word. Kwaad word. Voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Hemelvader, ons is hier by mekaar in U naam. En U wil graag met my en elkeen van ons as gelowiges praat. Ons weet dat met kommunikasie is daar soveel faktore. En daarom kom bid ons Here dat my vermoë om vanmôre te kan hoor 100% sal wees. Is dit my gebed, Here, dat U daardie woorde wat ek moet hoor sal kan inneem, dit in my gedagtes kan wegbere, daaroor kan droom, daaroor kan praat, daaroor kan nadink, sodat my lewe meer en meer sal wees soos wat U dit wil hê. Kom praat met my, Here. Ek wil graag hoor, want ek besef dat U plan is die beste plan. U oplossings is die finale voordeel wat ons kan kry om te kan lewe met vrede en vryspraak. Kom vernuwe ons denke, kom praat helder in ons taal en help ons om onsself voor U woord oop te stel. Laat U naam verheerlik word aan die einde van dit alles. Amen. Ek lees dan graag vir U Matteus 5 vanaf vers 21. Julle het gehoor dat vir ons voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. As jy moord pleeg, sal jy voor die regbank rekenskap moet gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy medemens kwaad bly, sal al klaar voor die regbank moet verantwoording doen. As jy vir iemand sê, jou gek, sal jy jou voor die hoogste regbank moet verantwoord. En as jy vir iemand sou sê, jou onnosel, sal jy jou in die hel moet verantwoord. As jy dus jou offer na die altaar toe bring, en het val jou daarby, dat jou medemens in grief teen jou koester, los jou offer net daar voor die altaar en gaan maak eers vrede met daardie persoon. Kom dan terug en bring jou offer. Sorg dat jy baie gou op goeie voet met jou teestanders kom, anders gaan daardie persoon jou aan die regter oorhandig. En die regter oorhandig jou aan die hofbeampte en jy word in die tronk gegooi. Ek verseker jou, jy sal beslis nie daar uitkom voordat jy elke sent afbetaal het nie. Die ou vertaling het 'n woord wat ek gaan gebruik in die diens, en dit gaan, as jy vir iemand sou sê jou onnosel, dan praat die ou vertaling van as jy vir hom sou sê raka. Julle het dit seker al opgetel in julle Bybel. Ek gaan daarna spesifiek verwys. Dit is hierdie gedeelte wat ons dan vandag bietjie ondersoek. Jy kry mos soms mense in die wêreld wat die lewe vir jou kan moeilik maak. Gids, om elke hoek en draai, wil hy jou aanvat en jou verander en jou maak dink soos hy dink. En ek het so oom Jonk in my bediening, was daar 'n oom, kom ons noem hom nou maar oom Kees, want ek het nog nooit oom Kees in my lewe geken nie, so ek noem hom nou maar oom Kees. Oom Kees het dit sy lewensmissie gemaak om my te laat inpas by sy idees. Jy is die jong dominee en dis wat ek in my gemeente wil sien gebeur. Dit het 'n onaangename spanning in my gebring en my tande lyk so as gevolg van oom Kees. Want dit was gekners in die nag om deur hierdie dinge te worstel. Ek het later oom Kees begin vermy om elke hoek en draai. En ek het besef dat eers in my binnekant het daar bitter gedagtes oor oom Kees ontstaan. Eendag het ek besluit, genoeg is genoeg, en ek het na 'n vertroueling toe gegaan, wat 'n gerespekteerde figuur in die gemeenskap was, en met die oom gaan gesels oor oom Kees. Na 'n lang gesprek, het ek agtergekom, oom Kees is 'n probleem by die kerk, by die sportklub, by die bank, by die koöperasie, en ook in die politiek.
En die raad wat van my gegee is, moenie oom Kees so ernstig opvat nie. Hy bedoel goed. Maar ergens in die gesprek het ek agtergekom, oom Kees is nie die probleem nie. Wena is die probleem. Want die manier hoe jy luister na mense en dink oor mense en saamleef met mense, maak dat jy mense in groepe plaas. Daar is gewoonlik 2 groepe mense in ons gedagtes. Die een groep is die mense soos oom Kees wat hulle probleem jou probleem maak. En jy moet net na hulle pype dans. En dan is daar die kleiner groep, dikwels 'n baie klein groepie, kleiner as die groepie wat by die poorte van die hemel sal ingaan, wat soos ek is, en ek is nooit die probleem nie. Ek is altyd reg. Dalk is dit veiliger om te sê, in hierdie 2 kategorieë is daar mense met probleme en hulle weet dit, en dan is daar mense met probleme maar hulle weet dit nie. En gewoonlik val ek in die tweede kategorie. Daarom praat Jesus baie vroeg in hierdie preek wat hy by die berg gedoen het, oor hierdie onderwerp van kwaad word. Hoekom? Want kwaad word is 'n universele probleem. Ons almal sukkel daarmee. Vir baie jare in my lewe, terwyl ek voltyds in die bediening gestaan het ek agtergekom dat Christenmense is die mooiste mense wat jy aan kan dink. Hulle vloek nooit nie, hulle raak nooit kwaad nie, hulle het nooit 'n negatiewe agenda nie, want dis altyd Dominee, dis daarom so bly wat jy vir ons doen, en dan kom jy agter dat in die week, nou dat ek in die werkswêreld sit, kom ek agter. Dit wat hulle vir 'n dominee sê met hulle heilige mondjies, daai selfe mondjies het 'n potensiaal om vieslik te kan wees in die week. En nie net ander nie, almal van ons, ek ingesluit. Almal is deel van hierdie probleem. Jy sien, die Nuwe Testament en die Ou Testament praat dikwels daaroor dat die swakker persoon beskerm moet word. Die weduwees, die wese, die siekes, die minder bevoorregtes. Daar is 'n deel in die wet van God wat sê, jy mag nie moord pleeg nie. En dan weet ons, dat daar 'n hele hoofstuk in die Bybel daaroor uitgesit word om te sê, ja, jy mag nie iemand doodmaak nie, maar as iemand doodgemaak word, dan kan die familie van die persoon wat afgesterf is, mense identifiseer wat daardie persoon wat die moord gepleeg het, kan gaan jag en hom kan gaan doodmaak. 'n Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n lewe vir 'n lewe. En dan brei daardie hoofstuk dit uit om te sê, maar dit kan dalk gebeur dat iemand per ongeluk doodgemaak is. Dan kan daardie persoon wat die moord gepleeg is, wat nou op die most wanted lys is, hy kan nou hardloop so vinnig as hy kan na 'n asielstad. En by die asielstad aangekom, kan hy sy saak na die stadsvaders toe gee, en dan kan hulle daar vir hom asiel gee, en hy kan dan veilig daar wees, al kom die familie om hom te kom haal, sodat daar 'n regter kan kom om na die saak te luister, en dan te beoordeel, is hierdie ou skuldig of is hy onskuldig? En as hy in die asielstad hierdie regspraak uitgevoer is, om te sê, jy mag nie hierdie persoon doodmaak nie, dit was 'n per ongeluk gewees, dan kan hy weer lewe en vry uitgaan. Met ander woorde, ons leef in 'n wêreld van die Ou Testament af wat, klap aan my en ek sal vir jou terugklap. Skop aan my en ek skop vir jou dood. Jy sal nie oortree aan my eie wêreld nie. Om kwaad te word of om woede emosies te hê, is 'n probleem reg deur die Bybel. Kain en Abel,
Jakob en Esau, Josef en sy broers, en so kan ons aangaan tot aan die einde van die Bybel. Joernaliste en politieke ontleeders wys ons daarop dat agter die vriendelike, glimlaggende mense van Suid-Afrika is daar 'n stroom haat en woede wat wag om uit te breek. Enige oomblik. Ek het 'n bietjie gaan kyk na statistiek. Huislike geweldsmisdade het vanaf 2020 na 2023 verdubbel in Suid-Afrika. Die laaste syfer is 63.000 gevalle per jaar. Die nuutste statistiek sê 160 vroue word aangerand net deur mense wat claim dat hulle vir daardie vrou liefhet. Per dag, 7 per uur, word vroue aangerand in Suid-Afrika terwyl die man sê ek is lief vir daai vrou. Hoekom is woede so 'n groot ding onder mense van alle eeue en ook in Suid-Afrika? Want ons leef in ons eie koninkryke. Dis my spontane reaksie as my wil nie kan geskied nie. As ek nie my sin kan kry nie, sal ek eers probeer om jou te manipuleer, maar daarna sal my stem sterker word en sal ek gewelddadig raak om my sin te kry. Herken jy dit? Ek herken dit. En nie net in ander mense nie, ook in myself. Ek onthou van 'n dag wat ek so 'n bietjie laat was vir 'n afspraak. Ek het my sleutels gegryp en die gang afgestorm terwyl daar 'n boks in die gang gestaan het. En my Marmary het vir my bewys dat daar was 'n paar swaar goed in die boks. My spontane reaksie was, stupid blerry box! En ek het gehardloop, in my kar geklim en woedend vir almal om my gejaag na waar ek moes wees. 'n tennisspeler wat 'n swak wedstryd speel, haal dit op sy raket uit. Almal moet ons weet, dis die raket wat die fout gemaak het. Wanneer dit nie meer stupid bokse of simpel rakette is nie, dan is dit mense. Stupid mense. En soos wat ek 'n raket flenters kan moker, het ek en jy die vermoë om ander mense skade te berokken. In God se koninkryk is die nommer 1 prioriteit altyd dat dit is om die goeie te wil vir ander mense. Dit was Christus se motief nog al die tyd. Maar omdat Christus dit so sterk stel in hierdie preek van hom, voel ons, dalk het hy dit nie heeltemal so sterk bedoel nie. Dalk moet ek dit so bietjie interpreteer. En dan interpreteer ons dit gewoonlik sodat dit my kan pas. Jesus is reg, ja, ons moet ja sê, maar, en dan kom die eintlike gevoel na vore. Jesus is reg, maar, hy moet sekerlik praat van 'n onregverdige woede. Dit is iemand wat kwaad raak sonder rede. Want jy sien, dis daarom baie lelik om kwaad te raak sonder rede. Maar nou, aan die ander kant, ek het mos altyd 'n rede vir my optrede. Daar is altyd 'n rede hoekom ek kwaad is. Dis die ander een wat onregverdig kwaad is. Dis die ander een wat moet chill. Maar eintlik raak ons kwaad oor dieselfde goed wat ander mense kwaad raak. Mense wat studies doen oor woede, sê vir ons dat die rede hoekom ons so vinnig kwaad raak, is omdat dit ons eie ego voed. Ons voel goed daaroor. Dit laat ons belangrik voel. Het jy al gehoor van 'n nederige woede? Ek het nog nooit gehoor van 'n nederige woede nie. Ek het al gehoor van 'n heilige woede, dis maar net wanneer ons godsdienst gebruik om ons woede te regverdig. Maar woede is wat dit is. Blerry stupid mense.
By die manier, by mense se koninkryke, sal mense altyd prysgegee word vir die eie agenda. Op daardie oomblikke is God se plan ver van ons gedagtes. Daar's 'n volgende fase wat Jesus uithaal in hierdie preek oor wat woede eintlik is. Woede is ook minagting. Hier staan dit, as jy vir iemand sou sê, jou onnosel. In die ou vertaling, as jy vir iemand sou sê, raka. Nou raka is 'n term wat in die Midde-Ooste van die Bybel baie bekend was. Raka is daai wat jy jou keel skoon maak om slijm by mekaar te maak sodat jy kan spoeg. Dis raka. So as jy rond beweeg en jy dis daai minagting. Dis daai gee pad voor my. Wil jou nie by my hê nie. Ek hoort nie hier nie. Ons as Christene doen dit baie keer net baie meer gekultiveerd. Ons doen dit in die manier hoe ons kyk of nie kyk nie. In die manier hoe ons praat of nie praat nie. Hoe ons aanraak of aanraking vermy, sarkasme, onttrekking, passiewe aggressie. Verskillende maniere waar ons vir mense wil sê, ag, voetsek net. Ek is klaar met jou. Gaan nie meer hieroor praat nie. Jesus is nie besig om 'n nuwe stel reëls vir ons uit te spel wat moeiliker is as die wet van Moses nie. Hy gebruik baie keer die terminologie. Julle het gehoor dat die mense sê dit en dit en dit, maar ek sê vir julle, en dan kom daar 'n ander reël. Dis nie regtig 'n ander reël nie, dis net 'n verduideliking van hoe God se kop werk. So daarom, Jesus is nie besig met 'n ander stel reëls nie. Hy is besig om bloot vir die mense te sê, hoe lyk dit as jy binne God se wil leef? Hoe lyk dit? Ons kan nie hierdie probleem aanspreek sonder om die liefde van God in ag te neem nie. Ons sal dit nooit reg kry sonder dat ons eie koninkryke kruisig en oorbeweeg in God se koninkryk, sodat liefde en nederige berou daar begin heers nie. Hoe tree mense dan op in God se koninkryk? En ek gaan graag vir jou 3 voorbeelde noem. Mense wat in God se koninkryk leef, maak die herstel van 'n verhouding meer belangrik as om 'n geestelike daad te doen. Jesus praat hiervan, as jy gegaan het om jou offer te gee, offer is 'n geestelike daad, pragtige manier van doen, is 'n manier om te buig voor God, is 'n manier om jouself minder te ag, te sê God is belangriker in my lewe, ek gee my offer vir die Here, ek gee my tyd vir die Here, ek gee my Portugese dag vir die Here, wat jy ook al dit wil noem. As jy dus jou offer 'n geestelike ding maak, en jy kom agter, maar daar is iets tussen my en een van my broeders, een van my kollegas, een van my bure, een van die mense met wie ek 'n telefoonoproep gehad het. Los jou offer, moenie die offer bring nie, stap weg, moenie geestelike dade doen, terwyl jy weet, daar is 'n ding wat ek moet uitsorteer nie. My verhoudinge met mense is belangriker as my geestelike lofliedere en kerkbywoning. Om in vrede te leef, in God se oë, is belangriker as om geestelike dinge te doen. Hy sê nie, los die geestelike dinge, hy sê, gaan maak reg, en dan kom jy terug, en dan kom bring jy jou offer, soos wat dit nog altyd moes wees, en sal wees. Dis belangriker om die verhouding te gaan herstel. As ek en jy in God se koninkryk wil leef, en nie in ons eie koninkryke nie, moet ons ophou om te dink, dat my wil moet geskied. Daarom bid ons, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom.
Soms dink mense, en ek dink ons was al almal daar, om te sê, maar dit is nie my fout dat ons is waar ons is nie. Ek is nie die een wat dit veroorsaak het nie. Daarom moet hy of sy die eerste tree gee. Dis asof ons na daardie gedeelte wil luister en sê, maar Here, praat 'n bietjie met daai ene. Laat hy 'n bietjie die telefoon optel. Laat hy 'n bietjie na my toe kom en dat ons hierdie saak kan uitpraat. Nee, dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, as jy besig is in jou geestelike babbeltjie om jou ding te doen, en jy kom agter dat iemand anders het 'n probleem met jou, los dit en gaan maak jy met daardie persoon reg. Dis hoe dit lyk in God se koninkryk. Hou op om te dink dat jou wil moet geskied. Gaan en probeer die verhouding herstel. Vriende, en ek is nie so naïef om te dink dat alles kan net deur 'n gesprekkie uitgesorteer word nie. Ek weet, verhoudinge is komplekse goed. En daar is mense wat ons ernstig te nakom, met vreeslike wreedhede, dinge doen en dinge sê, wat ons letsels los en vir altyd by ons 'n probleem veroorsaak. Ek verstaan dit. Maar ek kan nie wegkruip agter dit om te sê dat dis die ander persoon se probleem en ek bou 'n muur om my en ek gaan maar net aangaan soos wat dit vir my gemaklik is nie. Om in God se koninkryk te leef beteken dat ek vergifnis gratis aanbied. Natuurlik vra herstel in enige verhouding, as dit ooit moontlik is in sommige gevalle, dat albei partye die pad saam moet loop. Die pad van herstel is nie eenvoudig nie, maar dit moet eers begin. Eers moet iemand sê, kom ons hardloop die 3-beenresies. Want eers moet ons leef in God se koninkryk. En daarom pas dit nie by mense wat in God se koninkryk is, om te sê, hy moet die eerste tree gee, want my gewete is skoon nie. Wat sou gebeur het as Jesus daardie houding gehad het, en nie na die aarde toe sou gekom het nie, en nie vir ons gesterf het nie, en nie vir ons sondes betaal het nie, want ons kom dan nie na hom toe nie. As ons in God se koninkryk wil leef, dan beteken dit dat ons te alle tye die eerste tree gee om te herstel. Die tweede voorbeeld wat Jesus hier noem, gaan oor goeie mense doen positiewe en opregte reaksies ook teenoor hulle vyande. Ook teenoor hulle vyande. Die voorbeeld wat Jesus gee sê, as iemand jou na die hof sou sleep, gaan maak jy vrede voordat jy aan die hofbeampte oorgegee word en jy in die tronk gegooi word. Jesus sê nie daarmee, hoor die paai die ou, sodat jy net nie later in die moeilikheid kom nie. Hy sê, dat as jy vyande het, wat tot op daai vlak daal, om jou te wil ruïneer, gaan jy en gaan maak jy selfs met daardie mense vrede. Gaan sorteer dit uit. Want dit is wat Jesus se gedagte in sy koninkryk is. Gaan doen alles in jou vermoë om die saak te besleg. In God se koninkryk begin herstel van Christus volgelinge se kant af. Herstel in verhoudinge is belangriker as om reg te wees. Daarom vra mense in God se koninkryk, is daar iets positiefs wat ek kan doen? Is daar iets positief wat ek kan doen? Ek is naby aan die einde van my preek. Die derde voorbeeld wat Jesus doen. Dink oor waarmee jy jou denke volmaak. Dink, wat laat jy toe in jou gedagtes? Ons raak al hoe meer sensitief daarvoor dat ons moet sekere kosse vermy. Die rede hoekom my stem klink soos hy klink, is omdat ek sinusprobleme het. My sinus word veroorsaak deur suiker en suiwel. Ek moet dit uitsny uit my dieet uit. Ek moet probeer om volgens my maagse roetine te leef, waar ek nie meelprodukte eet nie. Ek moet dit probeer vermy. Ek sukkel my vrek daarmee. Maar as my stem wil verbeter,
moet ek daai goed uitsny uit my dieet uit. Ek weet nie wat oorbly nie. Gelukkig kan ek nog koffie drink. Dink wat jy in jou gedagtes loslaat. Want as jy in jou kop negatiewe, wrevelgedagtes koester, het dit 'n manier om 'n plek te vind in jou gedagtes en daar groei dit soos 'n kankerselletjie en jy bou 'n wrevel op en jy bou 'n haat op en jy begin briewe skryf in jou kop en jy begin negatiewe dinge dink en doen en voor jy jou kom kry, sê jy vir daai ou, hou net jou petrol. Julle ken daai storie. Die voorbeeld wat Jesus gebruik, is iets wat alledaags in die Ou Testament en in Jesus tyd gebeur het. Die Romeinse ryk het 'n wet gehad, wat sê dat 'n Romeinse soldaat, wat 'n pakasie van maklik 30 kg saam met hom gedra het, kon enige plek waar hy wou kom, kon hy 'n Jood sê, nee, vat jy my goed en dra dit vir my 1 kilometer. En dit was 'n plofbare situasie, want die Romeinse soldate het dit gedoen op die plekke waar hulle die Jode die meeste kon verneder. As ek saam met my pelle hier by die mark is, en ons is 'n bietjie besig om nou bietjie sports te hê, en ons eet ietsie en ons drink ietsie en ons het 'n lekker partytjie. Die volgende oomblik kom hier 'n klomp hierdie Romeinse soldate en dan sê hulle, hey, jy is die voorbok, kom hierso, vat my goed, dra dit vir my. Wat het gebeur daaruit? Hierdie ou het volgens die wet, moes hy dit doen. So wat het hy gedoen? Hy het geraka. Hy het spoeg by mekaar gemaak. En hy het van hy ding gedra vir 1 kilometer. En so ver hy gegaan het, het hy gevloek en gespoeg en gekyk of hy die Romeinse skoene kan raak spoeg. Want hierdie haat was rou en naak. En Jesus sê, as hy van jou 1 kilometer vra, hou op met hierdie ding waar jou kop haat. Hou op daarmee. Sê vir jouself, ek sal dit dubbel terugbetaal. Stap die 2 kilometer. Dink net wat dit sal wees, as hy daai ding dra, en jy doen dit met 'n lied in jou hart, en hierdie Romein, wat hier so gestap het, gewoonlik as die ou spoeg en te kere gaan en vloek, dan het hy gelag. Hy het vir hom so moeilik moontlik gemaak. Hy het waarskynlik sy eie swaard gedra en hom so 'n bietjie gesteek hier in die bobeen. Hey, stap 'n bietjie vinniger. Come on. En dit het hierdie haat opgebou en opgebou, totdat dit oorgekook het, en mans met swaarde onder hulle klere geloop het, en by 'n mark eenvoudig die Romeinse soldaat doodgesteek het en weggehardloop het. Dis hoe dit was. En nou sê Jesus, doen dit met 'n lied in jou hart. Stap daai kilometer, en as jy klaar is, moenie dit neersit nie, sê vir hom, kom ons doen nog 'n kilometer. Kom. En hy sal vuurrooi van skaamte word. Jy het hom ontman, hy kan nie meer met jou spot nie. Daarom sê Jesus, iemand wat in God se koninkryk leef, het die gesindheid om altyd die vraag te vra, hoe kan ek help? Hoe kan ek die lewe vir jou beter maak? Hoe kan ek die lewe vir jou makliker maak? Vriende, daarom, as Jesus vroeg in die bergpreek besluit, ek moet met jou praat oor kwaad word, is dit nie 'n Midde-Ooste probleem nie. Dis nie net 'n Suid-Afrika probleem nie. Dis 'n kerkprobleem. Dis 'n gelowige wees probleem. En jy kan vir jouself sê, ek is hierdie 2 groepe mense. Die groot groep wat altyd die probleem is, of die klein groepie waarin ek altyd reg is, en jy kan daarmee leef. Maar daarmee weet jy leef in jou eie koninkryk, jy leef nie met God se seën nie. Jy leef nie op sy beginsels nie. En as jy regtig wil vry wees en in God se koninkryk wil leef, dan leef jy hierdie beginsels. En ek dink daarvoor het elkeen van ons, ek heel eerste, het nodig om vandag te bid en te sê, Here, help my om te oefen in die moeilikste van situasies, nie my wil nie, maar u wil geskied.
Amen. Hemelvader, ons sukkel met woede en humure wat ons mooi wegsteek en sorgvuldig toehou om uit te laat kom wanneer dit ons pas. En dit is nodig dat ons wat claim dat ons in God se koninkryk leef en dit nie doen nie. Dit is nodig dat ons dit bely. Dit is nodig, Here, dat elkeen van ons daardie voorbeelde van mense met wie ons nie in vrede leef nie, dat ons dit nou voor die voete kom lê en dat ons ophou om te sê daardie persoon moet verander en dat ons erken, Here, ek moet verander. Dit is ek wat my eie koninkryk moet los. Dit is ek wat in u koninkryk moet oorstap en volgens u beginsels moet leef. U het dit gedemonstreer op soveel maniere. As mense sê, kruisig hom, het u stil gebly. As mense u aan 'n kruis vasspyker, het u gesê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. En daarom wil ons u voorbeeld volg. En ons het al 'n leeftyd gekom met hierdie eie ek-styl van doen. En om te verander is nie altyd so maklik en eenvoudig nie. Sal u my asseblief herinner elke keer wat my eie ek en my eie koninkryk uitpop, sodat ek dit daar en dan kan regmaak. Here, verander my gedagtes. Laat my nie dink, laat my soos u dink oor die omstandighede wat ek so maklik ander mense kan verkwalik. Leer my om met u liefde te kyk en met u gesindheid my keuses te maak. Ek weet, Here, elkeen van ons gaan hierdie week getoets word. Elkeen van ons gaan in hierdie week weer moet kies hoe ons gaan optree in so 'n situasie. Laat u koninkryk wen, Here. Laat u Gees ons herinner en help ons om te leef en te dink soos mense wat in God se koninkryk leef. Amen.